Goeiemôre vriende. Baie welkom vanoggend hierso in die erediens vir julle wat saam met ons die erediens volg op YouTube ook. Baie welkom. Ons gebed is altyd dat ons iets van die lewende Here sal ervaar diep binne in ons harte. My gebed is ook dat ons nie net sal hoor nie, maar dat dit ons lewens in beweging sal bring. Dit help nie net ons hoor mooi boodskapies nie. Mag die Heilige Gees ons regtig dring dat daar waar ons aanpassings moet maak, waar ons veranderinge moet maak, dat hy dit vir ons op die hart sal druk en dat ons gehoorsaam sal wees daaraan. Is daar enige nuwe lidmate hierso vanoggend? Dit lyk nie so nie. Goed. So, het sanggroep, julle kan so lank vir ons regmaak. Ek wil so lank met julle stil staan rondom ons Pinksterdienste. Ons het nou drie dienste, waarvan vanoggend nou die eerste een is. En ons tema vir ons Pinksterreeks is nuwe tree in ou voetspore. En daar's 3 dinge waarby ons wil stil staan rondom gebed vanoggend. En môre aand 6uur rondom die eenvoud van geloof en Dinsdag aand rondom die eenheid van geloof. Nuwe tree in ou voetspore en ons wil vir jou uitnooi, daar's heerlike sop en sherry en broodjies na die tyd, maar dit sal nou vir maandag aand en vir Dinsdag aand wees. Moet nou nie wag vir jou sherry nou as jy hier uitstap nie, jy gaan dit nie kry nie. Maar jy kan lekker koffie saam met ons drink en dan kuier ons baie lekker. So ons wil vir julle uitnooi. 6uur môre aand, Dinsdag aand 6uur. Ek beloof vir jou min of meer 7uur gaan jy terug wees by die huis. Ons bewuswording. Ons donderdag het ons hemelvaart gevier. En Jesus wat met sy laaste boodskap in Matteus, soos wat Matteus het aangeteken het, vir sy disippels die volgende sê: Aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Wil jy nie net met dit net so bietjie vashou nie? Jesus wat sê, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. En dan gaan hy verder aan met sy disippels en hy sê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Vers 20 sê hy, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Vriende, jy en ek kan weet, en dis waarmee ek jou groet vanoggend, dat die Here by ons is, die Here aan wie al die mag gegee is, en die Here wat vir ons sê, vrede vir jou, ek is by jou, ek ken jou by die naam, vrede vir elke een van ons. Ek is by julle al die dae. Dankie Here dat ons bewus kan word van u teenwoordigheid. Ons is u kerk, en ons is gereed, Here, dat u vir ons stuur. Dit ken, maar die
Skepper Gees, ons is in hierdie tyd van Pinkster, wat ons wag, dat die Gees, dink aan die uitstorting van die Gees, en dis ook 'n gebed wat ons sê, Here, kom en vul ons harte. Kom, o Skepper Gees, Halleluja.
dan moet ek jou, my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping dit saam. Hoe heerlik weer die grote naam. Die seën word neer in ons gebroke wêreld, onvestig hy sy koningsheerschappij. Hy maak weer wat sonde hier gebeur het. Hy bring weer hoop en redding hoop vir my. Dan moet ek jou, my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping dit saam. Hoe heerlik weer die grote naam. U maak ons deel aan al die grootste werke. U laat ons bid, Heer, dat die ryk mag kom. En kom die weer in heerlikheid op wolke. Maak die volke net lewe en zon. Dan moet ek jou, my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping dit saam. Hoe heerlik weer die grote naam. Hoe heerlik weer die grote naam. Hoe heerlik weer die grote Vriende, dit bly 'n verskriklike lekker voorreg om die Here so te loof en prys. Mens baie keer julle kan nie van voor af dit hoor hoe lekker julle sing. Dit is regtig 'n belewenis. Kinders, julle by my kom kuier asseblief. En dan hoor ons hoe gaan dit daar by julle. Probeer vir my so hier so in die middel inskuif, so ver as moontlik julle kan. Daar sy. So, skuif vir ons, of sit vir ons so enetjie daar aan. Nee, sis, skuif jy jou stoel hier, want ons kan jou nie aan kant laat sit nie. Sy. Daar sy. Goed, en gaan dit goed met julle? Goed. Goed by die skool? Ja. Een van die dae skryf julle toets of eksamen die kwartaal? Eksamen. Halfjaar eksamen.
Ja. Ons gaan vir julle bid en ons gaan in julle dink, hoor. Goed, verjaarsdag. Ons skuif gou daar so aan, as julle vir ons kan aanskuif. Daar, ek het hom sommer so gevat, want party ouens mis 'n Sondag, dan het hy nou verlede week verjaar, of ergens in die jaar het hy verjaar. So ek vat dit nou verlede week en die week wat kom. Daar is wat verlede week almal verjaar het. Is daar iemand daar wat verlede week verjaar het, wat nie sjokolade gekry het nie? Moet jy jou hand opsteek, Albert? Steek net jou hand op, dat ons mooi kan sien. Okay, Martie, wil jy die sjokolade of Albert? Daarso, julle moet vir my help met hande kyk, want ek sien nie altyd lekker mooi raak nie. So dit was verlede week. Die week wat kom, is daar verjaarsdag, vriende, maatjies. Daar, agter. Daar, kleintjie daarso. Yes, ja. En Anna, jy verjaar ook. En JP, jy verjaar ook. So dis 1, 2, 3. Eugene verjaar, oom Dries verjaar. Okay, julle ons net vermeerdering van die KitKats vanoggend hier. Steek julle hande op, mooi op, dat ons kan sien en julle moet nou vir ons gaan aflaai. Daarso. Steek mooi op julle hande. Daar's iemand in die gesinskamer wat ook moet kry. Daai dogtertjie, hier kom sy, hierso. Wil jy hom by my en my kant? Daar sê ek, my bakkie. Daar sy. Okay, het Sy vra soos amper half soos met die nagmaal, as enige iemand omgeslaan, oorgeslaan. Julle gekry, oom Dries, jy gekry? Nog nie gekry nie. Dries, jy vat die kans. Goed, so ons is reg. Dis 'n klomp maatjies wat saam met ons verjaar. So kom ons sing vir hulle. Veels geluk, liewe maatjie, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Hip hip, hooray, nog 'n piep, hooray. Ons gebed bly vir julle dat jy mag weet elke dag dat die Here jou liefhet, dat die Here by julle is, dat die Here vir julle vashou elke liewe dag. Reg. So ek wil gou-gou by julle hoor, ons het nou hemelvaart gehad en toe dink ek ons net so 'n bietjie weer mooi vir mekaar sê, wat onthou ons van Jesus? So wat onthou julle van Jesus? Okay, maar kom ons begin by die begin. Dis nie eintlik die begin nie, hy was van altyd af daar gewees, maar toe hy nou aarde toe kom, hoe kom hy na die aarde toe? Yes, Jan? Wat sê jy, Jan? Ja, en hoe het hy gekom? Was hy 'n groot mens toe hy aankom? Hy is gebore, so dit is my probeerslag vir 'n krippie. Dis dood reg. So hy is gebore en toe hy soos julle was hy 'n kind gewees en hy het maatjies gehad. En hy het saam met sy pappa gewerk sy pappa was 'n skrynwerker, dis iemand wat met hout werk, so hy het saam met pappa gewerk, hout gewerk. En dalk baie keer sy vinger raak geslaan. En kan sê ouch, né? So was hy gewees. En toe word hy ouer en toe het hy vriende gekry en toe het hy nou rondbeweeg en toe het hy wonders gedoen en goed. Toe het mense vir hom kwaad geraak en wat doen hulle toe? Laat hom aan die kruis sterf. So ons het nou hierso, was hy regtig dood gewees? Hy was regtig dood. Hy was regtig dood gewees.
Was nie sommer net nie, hy was regtig dood. Die Bybel sê vir ons, hy het sy laaste asem uitgeblaas. En toe sit hulle hom nou in doeke toegedraai en in 'n graf gesit, né? Onthou julle dit? En is dit toe nou waar dit eindig? So wat toe? Hy het ja. Staan hy op. Toe lewe hy weer. Toe weet almal dat hy die Here is, né? Goed, so julle het hom. Geboorte, kruisiging, dood, opstaan uit die dood uit. En wat het ons donderdag gevier? Hy het opgevaar na die hemel toe. So, my plan was gewees om vir julle, ken julle heliumballon? Ja, so heliumballon bly mos nie onder, hy gaan op, né, maar daai ding het sy asem verloor. Ja. Wat eintlik vir my goed is dat ek nie die heliumballon het nie. Kan jy dink aan 'n plek hierso waar Jesus nie is nie? Kan jy dink? Nee, hy's oral. Kan jy dink by jou huis dat hy dalk nou nie daar is nie? Hy's oral. In die middel van die nag is hy daar, want hy is nou nie net op aarde nie, hy is nou in die hemel ook. En dit in die hemel beteken, Tannie Beate gaan nou lekker met julle lesie doen. In die hemel beteken nie, hy is daar weg en nou is ons alleen hierson nie. In die hemel beteken, hy is eintlik in die hemel en op die aarde. Nou, daar's nie 'n plek by die skool, as hy daar by julle. Partykeer as ek hartseer is die Here by my. Daar waar ek is die Here by my. Dit is die lekker daarvan, dat Jesus nie meer net op 'n plekkie is nie, maar dat hy oral is, saam met ons. Goed, ons gaan nou 'n lied sing. En julle vir ons begelei, 'n lekker lied waar ons vir die Here sê, baie dankie, ons wil U loof, want U is goed vir ons. Dankie sanggroep. En julle gaan nou saam met Tannie Beate, kan julle groepie uitbeweeg. Julle het so lekker lesie, as ek nie gepreek het nie, was ek daar.
So terwyl hulle uitbeweeg, vriende, ons gaan lees uit Handelinge hoofstuk 1, sommer net indien jy nie weet nie, Lukas, die skrywer van Lukas, evangelie het ook hierdie boek van Handelinge geskryf. Lukas was nogal 'n geleerde ou gewees, hy was 'n dokter gewees. En hy het hierdie handelinge van die apostels het hy opgeteken. So hy praat hier met Theophilus. Hy sê, my eerste boek Theophilus het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Dis nou evangelie van Lukas. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. Ek dink sommer net hier aan, dis 'n dokter wat hier praat. Hy weet van dood en van lewe. En hy sê, weet jy wat, ek kan nou vir julle sê, onbetwisbaar, Jesus Christus lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk van Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dis nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. In Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. En die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dis die Olyfberg, vlak by die stad, 'n sabbatsreis ver. In die stad aangekom is hulle na die bovertrek toe, waar hulle gewoonlik vertoef het. Dit was Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus seun van Alfeus, Simon die Zeloot en Judas seun van Jakobus. Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed, saam met 'n aantal vroue, onder wie ook Maria, die moeder van Jesus. Sy broers was ook by. So dis die storie wat Lukas nou vir ons vertel hierso rondom die hemelvaart en wat tussen hemelvaart en Pinkster gebeur het. So ons tema is dan nou nuwe tree in ou voetspore en ons 3 goed waarby ons gaan stil staan, gebed vanoggend, eenvoud van ons geloof en die eenheid waarin ons staan. Eensgesind volhard in gebed, saam met 'n aantal vroue onder wie ook Maria, die moeder van Jesus, sy broers was ook by. 'n Boefetrek ervaring. Ek weet nie, jy elke een van ons koppe werk so. Ons is so aan mekaar gesit, nê, dat jou ervaring van 'n sekere plek, as dit 'n slegte ervaring is, kom ons praat nou so, ek nou met Martie so vinnig vanoggend gepraat, maar daai ervaring, Martie, is baie van ons met 'n hospitaal. As jy 'n slegte ervaring met 'n hospitaal het, en ek kan getuig as kind,
was ek so 'n bietjie baie by die hospitaal gewees. So, wat het gebeur? As ek daai reuk kry van 'n hospitaal, as ek in die gebou ingestap het daar iets met my liggaam gebeur. Ek het angstig geraak. Ek het my brein het vir my gesê, hier wil jy nie wees nie. Dis nie lekker hierson. En so is daar baie voorbeelde eintlik van hoe 'n omgewing, hoe 'n vertrek kan inspeel op 'n mens se siege. Hoe jou brein vir jou laat herinner al die herinneringe wat jy het rondom dit. En dit kan goed ook wees. Dit kan jou laat goed ook voel en sê ek het mooi herinneringe rondom hierdie vertrek. Of dit kan sleg wees. So die bovertrek ervaring, daar was baie ervarings wat die disippels gehad het rondom die bovertrek. Jesus, wat hulle voete was. Hulle wat rondkyk na mekaar en sê, okay, goed, wie gaan die voete was? Niemand wil dit doen nie. En Jesus wat hulle eintlik half laat skaam word, te sê, maar okay, ek sal dit doen. Julle moet dit ook so vir mekaar doen. Bovertrek, Jesus wat sê, hierdie is my liggaam, die eerste instelling van die nagmaal. Bovertrek na die kruisiging, kan jy dit onthou? Kan jy onthou hoe negatief dit vir hulle was? Hulle is verskriklik bang, want dit kan beteken dat die Romeine sê, maar okay, goed, al die navolgers van Jesus moet ook gekruisig word. So hulle is angstig oor wat met hulle kan gebeur. Hulle is saam in die bovertrek. Saam in die bovertrek hartseer, want Jesus is dood. Saam in die bovertrek teleurgesteld. Dink by mekaar, het hierdie ou ons nou eintlik hier vir 3 jaar op 'n reis gevat. Ek wil amper al sê, is hierdie 'n piramideskema? Is hierdie 'n ding wat nou in mekaar geval het? Het hy vir ons gelieg? Hy's dood. Daar's niks meer oor nie. Thomas wat sê in die bovertrek, hoor jy, sorry, jammer julle, ek gaan nie meer hier bly nie, ek kan dit nie meer hier uithou nie, ek wil hier uit, ek is klaar met hierdie storie, ek sal nie glo voordat ek weer my vingers in die wonde sit nie, ek sal nie glo nie, ek kan dit nie aanvaar nie. Petrus wat sit in die bovertrek en sê, sjoe, ons is nie lekker uit mekaar uit nie. Ek het 3 keer gesê, ek ken hom nie. Slegte ervarings in die bovertrek. Moedelose ervarings. Dalk kwaad. Kwaad dat Jesus dit toegelaat het. 'n bovertrek ervaring. Dan sê Lukas vir ons, maar hier is 'n anderste ervaring wanneer hierdie klompie van die berg af teruggaan en in die bovertrek ingaan. Hier's heeltemal 'n anderste ervaring. Hier's klomp van Jesus se navolgers en hulle bid, hulle is eensgesind in gebed. Kom ons dink net sommer 'n bietjie rondom gebed. Ons moet daaroor met mekaar praat oor gebed. Hulle het gebid. Nie gebed as 'n kom ons probeer maar nie. Ons doen dit baie keer met gebed. Kom ons probeer nou maar en ons kyk maar aan. Eintlik hier so in jou agterkop dink jy, weet jy, die Here gaan nie die situasie verander nie. Ek weet nie altyd of hy eers vir my luister nie, maar kom ons probeer maar. Rondom gebed as 'n towerformule, amper half as 'n geheime kode, 'n passcode. Wie van julle ken gebruikersname, username en passcode? Dis ons lewe, né? Vaderland, en dan vergeet jy daai passcode en dan kom jy nie uit by wat daar jy moet uitkom nie, dan moet jy nou eers eers gaan rondkrap of jy moet sê nee, stuur vir my asseblief 'n nuwe een. En volgende keer het jy hom weer vergeet. Want as jy hom nie het nie, kom jy nie by jou dokument uit waarby jy wil wees nie. Ons dink baie keer so oor gebed. Jong, ek moet net die geheime kode moet ek net reg hê.
dan sal die Here na my luister en dit ontsluit. Of gebed as 'n gesprek. 'n Gesprek met iemand. En hierdie iemand is Jesus, die Here. Dis bietjie anders as hierdie ander vorme van gebed. Hierdie vorm van gebed, 'n gesprek. Ons sê ons aanbid U as ons Here. Ons erken dat U ons verlosser is. En dis die gebed waarmee hierdie vriende van Jesus saam is. Daar's nie meer moedeloosheid nie. Hy het regtig opgestaan. Hy is die Here. Daar is sommer net moed gekom, daar het hoop gekom. Dis nie meer die moedeloosheid van die bovertrek na die kruisiging nie. Jesus is Here. Thomas se eerste belydenis, hy val op sy knieë neer in die bovertrek en sê, my Here en my God. Petrus wat sê, Here, U weet alles, U weet dat ek U liefhet. Maria se geloofsgebed wat onthou van die begin af het die engel vir haar gesê, jy gaan die verlosser dra. En sy wat sê, ek is tot beskikking van die Here. Vriende, dis 'n anderste soort atmosfeer in die bovertrek. Want hierdie mense besef dat Jesus regtig is. Hy's nie 'n gedagte nie. Hy's nie 'n godsdienstige teorie nie. Hy is mens, maar hy's ook Here. En hy maak 'n verskil in hulle lewe. 'n Gebed met hoop, want Jesus lewe. Die volgende ding is ook dat hulle saam bid. Jy kan 10-1 getuig van die bemoediging en die omgee van gebedsgenote wat rondom jou staan. En wat saam met jou bid. En wat saam daar is vir jou. So hierdie ouens bid nie een op hulle eie nie, hierdie ouens is saam in gebed. Ons bid saam, ons praat saam met die Here. Ons het dit nodig, dis wat die kerk is. Ons is nie individue nie. Ons het mekaar nodig. Ons het mekaar se gebede nodig. En hierdie klompie in die bovertrek sê, ons is saam. Ons is 'n eenheid. Ons gaan 'n bietjie Dinsdag aand daaroor hierdie eenheid praat. Ons bid saam. Hoor 'n bietjie wat sê Paulus 2 Korintiërs 1. 2 Korintiërs 1 gaan oor mense wat deur 'n moeilike tyd gaan. En dan sê Paulus, ek het ook deur 'n moeilike tyd gegaan, maar ek weet nou die Here gebruik dit sodat ek julle kan bemoedig. Sodat ons saam versterk kan wees in die Here. En dan vertel Paulus sy storie, hy sê ons het die hoop om te lewe, het by die agterdeur uit, ons het ons reggemaak om dood te gaan. Maar dit het gebeur sodat ons nie op onsself sou hoop nie, maar op die God wat lewe wek uit doodheid. En dan sê hy hier in vers 11 hierdie belangrike ding. Daartoe werk julle mee deur vir ons te bid. So sal die gebede van baie 'n seën van God vir ons bring en dan sal baie hom vir ons dank. Vriende, daar is krag daarin in gesamentlike gebed. Moet dit asseblief nie verkeerd verstaan. Dis nie hierdie ding van hoe meer mense saam bid, hoe beter gaan die Here luister. Dis nie dit. Daar is bygeloof. Dis bygeloof dat, miskien het ons nou nie genoeg gebid nie, of miskien het ons nou nie genoeg saam gebid nie. Dis nie dit nie. Waarvan Paulus hier praat, is hierdie ding van die liggaam van Jesus Christus, wat intree vir mekaar, wat intree by die Vader, en saam as liggaam ervaar ons, maar ons is saam. En julle gebede dra vir ons. God werk so. Daartoe werk julle mee deur vir ons te bid.
Wanneer ons saam bid, bid ons met 'n verwagting. Die ouens in die bovertrek van Handelinge 1 is anderste as die ouens na die kruisiging. Na die kruisiging was daar geen verwagting gewees. Die Emmausgangers sê, en wraggies, daar kom 'n klomp vrouens en hulle sê vir ons, nee, sy liggaam is weg en hulle het hom uit opgestaan. Hulle sê dit vir Jesus. Hulle het ons kom ontstel met hierdie storieetjies van hulle. Daar is nie 'n verwagting van 'n lewende Here nie. Met hierdie saamwees in die bovertrek is radikaal anderste. Daar's 'n verwagting. Daar's 'n verwagting dat Jesus die Here is. Daar's 'n verwagting dat hy getrou sal wees aan sy belofte van die Gees van God wat hy vir ons sal stuur. Daar's 'n verwagting dat niks ons kan skei van sy liefde nie. Daar's 'n verwagting dat aan hom alle mag gegee is. Is nie hopeloos nie. Ons bid met 'n verwagting. Nie omdat ons so goed is nie, maar omdat hy lewe. Omdat hy Here is. Daarom bid ons met 'n verwagting. Ons bid ook met afhanklikheid. Daar's iets daarin dat Jesus tye laat loop. Die uitstort van die Heilige Gees, die hemelvaart vind nie plaas direk na die opstanding nie. Die uitstort van die Heilige Gees vind nie direk plaas na die hemelvaart nie. Daar's tye waarin die Here ons wil laat wag. Want om te wag herinner my aan hoe afhanklik ek is, hoe nodig ek hom het. Ek weet dit is frustrerend, om te wag is frustrerend. Maar daar's 'n stuk groei wat plaasvind. 'n Stuk groei in afhanklikheid. Wanneer ek my oopstel om te sê, ek wag op die Here. Ek wag op sy tyd, nie op my tyd. So hier in die binnekamer, in die bokamer, bid hulle in afhanklikheid. Here, ons wag vir u Gees, wat u beloof het, dat u op ons sal uitstort. Vriende, nuwe tree in ou voetspore. So hier's ou voetspore van die bokamer gewees, met goeie en slegte ervarings. Maar hier's nuwe tree, nadat Jesus opgevaar het. Hier's nuwe tree, waarin ons nou in hierdie voetspore inloop. En dit begin vandag. Die Here wil hê vir jou en vir my, dat jy en ek vandag begin met nuwe tree. Dat die bokamer waarin jy en ek beweeg, ons sal weet, Jesus is die Here. Ek weet ons lewe in 'n wêreld wat vir ons eintlik wil sê, Jesus, dit maak nie sin nie. Ons lewe in 'n wêreld waar ons eintlik dink hy's dood. Ons lewe in 'n wêreld waar ons vra, Here, maar sien u dan nou nie wat aangaan? Dit maak vir ons moeilik in die bokamer. En daarom bid Paulus die volgende in Efesiërs. Hy sê, ek weet dis vir ons moeilik. Ek bid dat hy, die Here, julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou. Watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir ons as gelowiges bestem het. Hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dis ons gebed vir mekaar. Dit begin vandag. Ons wil dit weer opnuut bid. Here, help ons om beter te sien dat u Here is. Here, in my stikkende situasie, help my om steeds dit te glo dat u Here is.
Kom Heilige Gees. Kom Skeppergees. Leer my weer van die Vader en van die Seun. Ons het mekaar se gebede nodig. Ons is sy liggaam. Jy en ek is sy liggaam. Ons, saam in die bokkamer, kan verenig in gebed en vra, Here, kom deur u Gees en gebruik u liggaam om die liefde van Jesus Christus te versprei. Nuwe tree in ou voetspore. Amen. En wanneer ons nou in aanbidding, dis 'n gedeelte in ons erediens wat ons altyd het, wanneer ons na hierdie gedeelte toe beweeg, is dit presies wat ons nou hier vir mekaar sê. Ons het nodig om vir mekaar te bid. Ons het nodig om mekaar vas te hou in gebed. En elke een van ons vanoggend hier het 'n storie eintlik, waar ons God se vashou nodig het. Maar hier is nou spesifiek ons vriende in die gemeente, wat ons wil opdra aan die Here, vir Colette, vir Sophie, vir Lorraine, wat ingaan vir operasie. Hier is spesifieke omstandighede wat ons wil intree, vir vloedgetuisterde Oos- en Suid-Kaap, vir mense wat alles verloor het, wat magteloos staan teen 'n natuurramp, wat jy kan niks daaraan doen nie. Dit gebeur. En vir dit wat jy dalk vir baie dekades opgebou het, is binne daar platgevee. Vir ouens wat nie ordentlike behuising het nie, wat net blootgestel is aan die natuur. Vir die konflik in die Midde-Ooste, wat dit vir ons voel, vaderland, is dit regtig net in die hande van leiers wat sê ja of nee? Is dit regtig net in die mag van leiers wat kan sê, stuur nog bomme? Here, ons kom vanoggend en ons wil intree. U is die Here, ook van ons aarde en van ons wêreld. En ons wil intree en sê, asseblief Here, laat daar vrede kom. Ook vir ons vriende wat langtermyn siek is, die name daarso, dat hulle die nabyheid van die Here saam met hulle gesinne ook sal ervaar. Kom ek nooi vir jou uit en dan bid ons saam. Here, ons wil soos u vriende na die hemelvaart in die bovertrek saam gebid het en verenig het in gebed, wil ons vanoggend ook saamkom. Ons wil met u praat, Here, want u is ons Here. Ons wil vir u sê, Here, daar's dinge in die lewe wat vir ons moeilik is. Daar's dinge wat ons nie weet lekker hoe om dit te hanteer nie. Wees ons genadig asseblief. Kom, Here. Kom, Gees van God. Kom vertroos vir ons. Kom herinner vir ons daaraan dat Jesus die Here is. Ons wil intree vir daardie streke onder in die Kaap, vir mense wat alles verloor het. Mag u genade ook deurbreek in hulle lewe. Mag die omgee en liefde van mense, die vashou van mekaar, vir hulle herinner dat u steeds Here is.
Ons bid vir ons wêreld. Miskien voel ons hier aan die suidkant van Afrika, dit is daarom ver, en ons weet nie eintlik, Here, of dit heeltemal altyd help om te bid oor die goed nie, want dit voel vir ons die oorlog gaan net aan en aan en aan. Vanoggend wil ons opnuut ons afhanklikheid in U bely, U wat die Here is oor alle regerings, oor alle regeringleiers. Ons wil bid, Here, sal U asseblief vir ons vrede gee. Ons wil bid vir siekte, vir mense wat moedeloos is as gevolg van siekte. Heilige Gees, sal U vertroos en versterk. Ons wil bid vir ons gemeente. Mag ons die lied wat ons sing, dat U vir ons stuur, mag dit regtig ons voete en ons hande bereik. Hierdie bid ons met 'n verwagting, met die wete dat U Here is, dat U opgestaan het, Here Jesus, en dat ons leef uit U opstandingskrag. Amen. Ek wil vinnig net so deurgaan met dit wat in die week gebeur. Dit is die gewone goed, Dinsdag Bybelstudie, Woensdag ons omgeegroepe. Dis regtig, ek wil weer vir jou sê, dis 'n kosbare groep en dis nie geslote nie. Ons kom by mekaar, ons kuier rondom die woord. Ons deel 'n bietjie met mekaar, bid saam en ons gaan uit mekaar uit. En ek beloof vir jou, 7:30 is jy terug by die huis. So ek wil vir jou uitnooi daarheen. Ons manne, hulle kom 6:15 op 'n donderdag by mekaar. Ook, dit is kosbaar, dat manne met mekaar ook kan deel en dat ons saam so ook mekaar kan vorm in ons geloof. Senior tieners, die blydenisklas, ons kuier saam met julle hierna in die gesinskamer. Ons maak toiletware by mekaar vir die Greytown kinderhuis. Kyk asseblief daarna. Seep, vaseline en roll-on deodorant. Kyk asseblief daarna. Pannekoek, daar het pannekoek oorgebly, is ek reg, né? So daar is pannekoek vir as jy wil koop na die tyd. Ons bazaar kruip al nader en nader, ons sien baie uit daarna. As jy bereid is om te kom help vir 'n uur of 2, asseblief gee jou naam op. Ons het hande nodig. Die 30ste Mei gaan ons lekker bazaar hou. Is daar nog iets rondom dit wat ons moet sê? Ons kort nog eiers, dis al. Al die ander bestanddele is ons reg. En ja, eiers kort ons, maar okay, goed, mense kan nou nie eiers baie lank voor die tyd gee nie, julle weet hoekom. En veiling, ons het 'n veiling, daar's mooi skilderye, daar's goedertjies wat ouens gebring het wat van waarde kan wees. So ons gaan op 'n manier, volgende week gaan ons dit dalk uitstal, het ons half gepraat, en dan kan jy nou jou bod insit. Ons sal op 'n manier dit bewerk, dat jy kan kyk na die goed en dat jy kan bied daarop. En then the Irish evening, die 19de Junie, 7 uur, ons sien baie uit daarna, ook 'n lekker kuiergeleentheid. Daar's die kaartjiepryse, julle kan na die tyd kan julle kaartjies kry. Dian, dis reg. Is daar nog iets? Kaartjies is daar by Dian en Lianke, so julle kan daarso kry. Oom Dries, kan ek jou grappie vertel? Oom Dries sê vir my, maar die ding is eers die 19de Junie, hy koop nie eers meer groen piesangs nie. Ons hoop van harte dat ons nog die uurse aand Oom Dries saam met julle gaan geniet. Die 19de Junie.
En dan ons golfdag, die 20ste Augustus, dit gryp ook nader en ons omgee noodfonds vir ons mense wat in nood is. As jy met 'n kaartmasjien wil betaal, is jy welkom, steek net jou hand op, daar is ouens reg met die kaartmasjien. Is daar iets wat ons nog moes sê? O, die Avos. Daar's Avos daar, R5 vir een. Dis nie net R5 net vir een, né? Ja. Of R20 vir 4, dis 'n bargain. Dis dit raak dit beter, hè? R20 vir 4. So kry vir julle. Julle weet hoe duur is Avos, né? En dan gaan ons nou die dankoffer opneem. Sal U saam met ons gaan, sal U ons vrede gee, wees ons goedgesind, maak U wil bekend, sal U ons kom ontmoet, maak U met ons praat, soos 'n goeie vriend. Laat ons nooit alleen, want ons wil doen wat reg is, ons wil liefde bewys, ons wil lewe vir U bedagsaamlik, ja ons wil doen wat reg is, ons wil liefde bewys. Ons wil lewe vir U bedagsaamlik. Ek sal saam met jou gaan, vir jou vrede gee, is jou goedgesind, maak my wil bekend, ek sal jou kom ontmoet, sal graag met jou praat, soos 'n goeie vriend, laat jou nooit alleen. Ek wil jou leer wat reg is, wil my liefde bewys. Sal die pad saam met jou stap, deur goeie wees. Ja, wil jou leer wat reg is, wil my liefde bewys. Lieve tree saam met jou, hier by jou wees. Vriende, ons gee 'n nuwe tree met die Here se seën. Ons kan nie anderste, ons kan nie nuwe tree uit ons eie uitgee nie. So
Okidokie. Goed, so terwyl hulle daar regmaak. Kom ons staan en dan ontvang ons die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees by ons wees en vir ons lei tot nuwe tree in hom. Amen. Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys, die Here draai sy gezicht